Vriende, dit is lekker om vanmôre 'n Bybel te kan oopmaak. So as jy jou Bybel vanmôre hier saam het, kan jy hom uithaal. Jy kan hom oopmaak by Psalm 84. As jy jou telefoon het, as jy bietjie meer tegnologies gevorderd is, hoe sê hulle after computers, dan kan jy jou telefoon uithaal en jy kan oopmaak by Psalm 84. Dis die teksgedeelte waarby ons gaan stil staan vanmôre. Waaruit ons saam gaan leer en gaan lees, en die gebed is dat ons saam sal groei uit hierdie teksgedeelte uit. Kom ons maak ons oë toe. Almagtige God, Hemelse Vader, ons is vanmôre hier in die kerk, ons is hier in die gemeente. Here, en ons is dankbaar daarvoor om as gemeenskap van gelowiges hier saam te kan wees, saam te kan loof en prys met ons stemme, saam te kan bid. Here, ons is dankbaar om saam die Bybel te kan oopmaak en die woord te kan lees, die God geïnspireerde woord. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om tyd in ons week te kan afsonder, om vanmôre hier te kan sit en na die woord te luister. Here, U weet wat is die gebed. Die gebed is dat die woord sal kom en dat dit ons gedagtes en ons harte sal verander, sodat ons vandag hier sal uitstap en dat ons so sal leef. Mag dit so wees, o Heer. Amen. Die van julle wat laasweek in die kerk was, so agtergekom het, hier was baie min kinders in die kerk gewees. En ek wil vandag weet, hoekom was hier nie die kinders in die kerk gewees laasweek Sondag nie? Waar was julle? O ja, ons was by Kasakara gewees. Ons het ons kategese uitstapie gehad daar in Parys, by Kasakara. Nou iets wat vir my opvallend was van die dag, was die kinders se opgewondenheid en die kinders se vreugde. Kyk, daar was gelag, daar was gesels, daar was geëet, daar was geswem, en so kan ek aangaan. Die rond hardloop en die rond speel en die daar wees, dit was eintlik aansteeklik gewees. Dit was hierdie perfekte prentjie van vreugde, blydskap, vrede en net die lewe geniet. Nou vriende, wanneer jy daardie oomblik van pure vreugde en pure blydskap beleef, ek weet nie of julle dit ook wil doen nie, dan voel dit jy wil 'n bottel vat en jy wil dit so in daai bottel indruk en dan wil daai bottel se prop toedraai, want jy wil hierdie perfekte oomblik vir altyd bære. Nou het jy al in jou lewe sulke oomblikke gehad, wou jy dit al gedoen het, oomblikke wat jy voel, ek wil nou die tyd laat stil staan, want ek weet hierdie oomblik gaan nie vir altyd hou nie. Dit voel vir ons baie keer, of vir my, ek wil hierdie oomblik, terwyl ek in hierdie oomblik is, wil ek myself uit daai oomblik uithaal, hier in die derde persoon kom staan, en ek wil net hierdie oomblik aanskou. Ek wil dit net beleef, ek wil dit net onthou. Nou as ons vanmôre na Psalm 84 gaan kyk, dan is dit een van hierdie oomblikke. Wat hier gebeur is, hierdie skrywer is besig om hierdie oomblik in 'n liedjie vas te vang. Nou ons ken nie meer die wysie van hierdie liedjie nie. Ons weet nie wat is die wysie nie, maar wat ons wel weet is, dat deur die skryf van 'n liedjie, is een van die maniere hoe jy so 'n oomblik kan vasvang. En ek glo elkeen van julle wat vanmôre hier sit, het al 'n liedjie op die radio gehoor of 'n liedjie op jou telefoon, en dan vat daai liedjie jou dadelik terug na daardie spesiale oomblik toe. Iets wat gebeur het. Elkeen van ons het so iets. Jy onthou presies alles wat daar gebeur het. Nou as hierdie volgende liedjie speel op my foon of my radio, dan dink ek terug na 'n spesiale oomblik. Lê my wapens neer, vanavond vir die eerste keer sien ek myself in jou oë. Ek het die oorlog verloor. As hierdie liedjie speel, dan dink ek terug aan die aand wat ek vir Lorraine gevra het om my meisie te wees.
Ek onthou presies nog, dit was hier buitekant op 'n plaas gewees. Ek onthou elke oomblik, ek onthou waar ons gestaan het, ek onthou het ek vir haar gesê, kom stap gou saam met my, en ons het daar gestaan en die liedjie het in die agtergrond gespeel, die maan het daar gesit, ek onthou dit alles. Toe sê ek vir haar, wil jy nie my girlfriend wees nie? Dis nou nadat sy 'n week vir my voor dit gevra het, is jy ernstig, is hierdie 'n vrytjie vir 'n tydjie of is jy ernstig? So ek moes toe nou iets groots gedoen het met hierdie hele ding, so, ek sal altyd hierdie liedjie onthou as die aand wat ek vir haar gevra het om my meisie te wees. So elke keer as daai liedjie speel, dan dink ek terug aan daardie spesiale aand in my lewe. So, dit is wat ons vandag gaan doen. Ons gaan kyk na Psalm 84 en ons gaan kyk na die oomblik wat daar vasgevang is. En ons gaan 'n bietjie daai oomblik ontleed. Kom ons lees Psalm 84 vanaf vers 1. Vir die koorleier met musiek van die koragiete, 'n psalm. Vers 2. Hoe lief het ek u woning, Here Almagtige? Ek versmag na verlange na die tempel van die Here. Met alles wat ek is, wil ek jubel oor die lewende God. Selfs 'n mossie het 'n nes en 'n swaalkie 'n plek vir haar kleintjies, daar by die altare, Here Almagtige, my koning en my God. Dit gaan goed met die mens vir wie u huis 'n tuiste is. Hulle hou nie op om u te prys nie. Dit gaan goed met die mense wat hulle krag in u vind en graag na u tempel toe gaan. Vir hulle gaan daar fonteine oop wanneer hulle deur dorre laagte trek en die vroeë reëns sy seëninge bring. Keer op keer ontvang hulle nuwe krag totdat hulle voor God in Sion verskyn. Here Almagtige God, hoor my gebed, luister tog God van Jakob. Sien tog om na die koning, ons beskermer, o God, hou u gesalfde onder die sorg. Waarlik, een dag in die tempel is beter as duisende daar buite. Ek staan liewers by die drempel van die huis van God, as om te woon in huise sonder God. Die Here God is ons krag en ons beskerming. Die Here gee genade en eer. Hy weerhou die goeie nie van die wat reg lewe nie. Here Almagtige, dit gaan goed met die mens wat op u vertrou. Ek wonder of julle hierdie prentjie sien. Sien julle wat is besig om alles te gebeur in hierdie een oomblik? Nou hierdie lied is geskryf deur een van die seuns van Korag. Hy is besig om hierdie oomblik wat hy beleef vas te vang in 'n liedjie. Hy hou van sy werk, hy hou van dit wat hy doen en hy is besig om hierdie oomblik vas te vang. Hy staan hier op die berg Sion, hy kyk na die tempel en dan sê hy, ek sien die mossies, ek sien die swaalkies, hulle maak neste daar in die tempelarea. Hy sê ek kan sien hoe die voeltjies die heeltyd naby is aan die teenwoordigheid van God. Hy sê ek hoor hoe die mense loof, die God loof en prys, hoe hulle vir hom sing. Hy sê dan kan ek sien hoe daar mense besig is met 'n pelgrimstog op pad om God te gaan loof en te gaan prys. So hy bars uit van vreugde en hy sê daar's niks beter as dit nie. Hy sê daar's niks beter as een dag in die huis van die Here as duisende daar buite nie. Hy sê dat daar is niks beter vir hom om by u te wees, in u huis om by God te wees nie. Kan julle sien wat hier besig om te gebeur? Daar is hierdie vreugde wat binne in hierdie man besig is om op te borrel. Dis 'n vreugde wat nie stil gemaak kan word nie. Kom ons lees weer vers 2 en 3. Hoe lief het ek u woning, Here Almagtige? Ek versmag van verlange na die tempel van die Here. Met alles wat ek is, wil ek jubel oor die lewende God. Jo, hy gebruik sterk woorde hierso. Ons sien duidelik, hierdie is 'n vreugde en 'n blydskap wat nie stil gemaak kan word nie. Vriende, jou vreugde, jou blydskap vir die Here, is dit ook een wat nie stil gemaak kan word nie. Nou, hoe lyk so 'n vreugde en 'n blydskap wat nie stil gemaak kan word nie? Ek dink vanoggend aan Peter Pan. Wie van julle ken vir Peter Pan? Nee, Peter Pan, as ek reg is mos die seentjie wat nie groot geword het nie. Peter Pan het in Neverland gebly en daar het hy al hierdie avonture gehad saam met voetjies en seerowers en meerminne en so gaan dit aan. Nou wat leer ons by Peter Pan? Ek wens ons kan dit wat ons by Peter Pan leer, kan ons kom toepas wanneer dit kom by die woord van God.
Peter Pan leer vir ons, dat jy kan vlieg, as jy wil vlieg. Hy sê jy kan vlieg, maar jy moet wil vlieg. Nou ek dink, terwyl ek hierdie preek geskryf het, ek dink, dit moet dan lekker wees om te kan vlieg, né? Ek wil Pretoria toe gaan, vlieg ek Pretoria toe. En dis baie van ons wat van vandag hier ons het wat sê, ons wens ons kan vlieg. Maar vriende, ek glo wel, dat 'n hart vol vreugde en 'n hart vol blydskap kan jou laat vlieg. Nou as jy soos Peter Pan wil vlieg, het jy 2 goed nodig. Die eerste ding is vuurtjie stof, en dan het jy goeie en gelukkige gedagtes nodig. Peter Pan sê, as jy hierdie 2 goed het, dan kan jy vlieg. En ja, vriende, hy is reg. Daar is soveel goeie en gelukkige gedagtes wat ons kan kry wanneer ons die pad saam met Jesus stap, wanneer ons in sy teenwoordigheid is, wanneer ons lief is vir hom. Daar is hierdie ongelooflike oomblikke wat in jou lewe kan gebeur wanneer jy in die teenwoordigheid van die Here is. En hierdie ongemaklike, slegte goed van jou kan ook verander in iets goeds wanneer jy in die teenwoordigheid van die Here is. So wanneer ons dien, wanneer ons gee, wanneer ons deel, wanneer ons saam leer, wanneer ons saam hier sit, sing, loof en prys, dan ontdek ons dat die teenwoordigheid van die Here is in elkeen van daai oomblikke. God is in alles teenwoordig. Ons sien hoe gebede beantwoord word, hoe die donkerte verdwyn, hoe daar hoop geplant word in ons, deur God. Ons kry hierdie goeie en gelukkige gedagtes. En dis net God wat dit kan doen. Dis net God wat ons gedagtes kan verander en ons kan vat na 'n plek toe van geluk, vrede en vreugde. Ons sien hoe God kom en hy vat ons terug na 'n tyd toe ons al hierdie goed in ons lewe beleef het. En ons sien hoe God ons heeltyd in daai tyd hou. So vreugde wat van Jesus afkom, vreugde en blydskap wat ons by Jesus kan kry, is 'n vreugde en 'n blydskap wat nie stilgemaak kan word nie. So die vreugde en blydskap wat van Jesus afkom, kan nie stilgemaak word nie, maar ons sien ook, dit is 'n vreugde en 'n blydskap wat aansteeklik is, 'n vreugde en 'n blydskap wat gedeel moet word. Kom ons lees vers 5. Dit gaan goed met mense vir wie u huis 'n tuiste is. Hulle hou nie op om u te prys nie. Hy sê dit gaan goed met die mense vir wie u huis 'n tuiste is. En hulle sal nie ophou om u te prys nie. So dit is om te prys en dan nog 'n bietjie te prys en aan te hou prys sonder ophou. Nou vir my om te wys dat vreugde en blydskap aansteeklik is, moet ek dit vir julle op 'n praktiese manier probeer demonstreer vandag. Nou dit is vir my moeilik, maar ek gaan my bes te gee. So, moenie vir my lag nie, asseblief. Ek het hard geoefen, moenie vir my lag nie. Nou ek het gesien, daar is 21 verskillende maniere van lag. So ons gaan 'n bietjie deur hulle gaan en ons gaan kyk. Ons gaan nie al 21 doen nie. Ons gaan 10 na 10 van hulle kyk en terwyl ons na dit kyk, dink 'n bietjie by jouself, watter een is jy? En dan kyk jy sommer so na die persoon langs jou en dan sê jy, dan dink jy bietjie, watter een is die een langs jou? So kom ons kyk. Die skelm laggie is daai julle ken hom, nee. Ja, ek weet nie eintlik. Ja. Ja, ek moet ja. So daar is 10 van hulle. Vriende, het julle dit gehoor?
Het julle gesien wat het gebeur? Ons het selfs 'n paar snorke hier uit die gemeente uitgekry vanmôre. Maar dis aansteeklik. Dis aansteeklik. Het julle al gehoor? Elende hou van geselskap. Mismoedigheid hou van geselskap. Maar weet julle wat? Vreugde hou ook van geselskap. En Jesus Christus, is daar nie klomp goed wat ons hoef prys te gee om hierdie selfde vreugde en blydskap in jou lewe te kan beleef nie. 'n Aardse vreugde, 'n aardse blydskap kom baie keer ten koste van ander mense. Ander mense wat in moeilike omstandighede is, of slegte goed wat met mense gebeur, of selfs iemand waaroor daar getrap word, mense wat afgedruk word, iemand wat te nagekom word. So daar is immers vol vreugde en lag, wanneer jy lief is vir Jesus en wanneer Jesus in jou lewe is. En vriende, hier is die vraag, wie van ons kort van hierdie vreugde en hierdie lag en hierdie blydskap? Ja nee, aan hierdie tyd van die jaar, veral die jaar 2025, dink ek almal van ons kort so 'n bietjie vreugde, blydskap en lag in ons lewe. Hierdie wêreld waarin ons leef, wat kom doen dit? Dit kom steel ons vreugde, dit kom steel ons blydskap. En daarom het ons hierdie dam vol vreugde, ons het hierdie put vol vreugde nodig, waarby ons net kan gaan skep. So ons sien dat die vreugde wat daar in Jesus is, die blydskap wat ons in Jesus kry, is iets wat nie stil gemaak kan word nie. Die vreugde en blydskap wat van Jesus afkom, is een wat aansteeklik is. Dis 'n vreugde en 'n blydskap wat gedeel moet word. Maar ons sien, dit is ook nog steeds 'n keuse. Dit is vreugde en blydskap in Jesus, bly nog steeds 'n keuse. Kom ons lees vers 1. En vers 1 gaan ons help met hierdie. Vir die koorleier met musiek. Van die Koragiete 'n psalm. So hier is 'n storie agter hierdie inleiding. Korag, die Koragiete, Korag, hy was die neefie van Moses gewees. Nou ons weet mos wie was Moses. Moses was die man wat die kinders van Israel uit Egipte uit, deur die woestyn, uit slawerny uit, deur die woestyn na die beloofde land toe gevat het. Nou ons sien die volk word die kinders van Israel genoem. Hoekom? Want hulle was die kinders van Israel gewees. Ons sien in Genesis 32 hoe God self Jakob se naam verander het na Israel toe. En Jakob het 12 seuns gehad en elkeen was 'n stam gewees. En daarom staan hulle bekend as die stamme van Israel. Nou een van hierdie seuns se name was Levi. Nou die stam van Levi, hulle was bekend gewees daarvoor dat hulle voltyds in die tabernakel en toe later in die tempel gewerk het. So Moses kom uit die stam van Levi uit. En nou sien ons dat Levi het 3 seuns gehad. Een van daai seuns se name was Kehat gewees. Nou Kehat was die oupa van Korag. Dit was Kehat, hy was die oupa van Korag gewees. So terwyl die volk daar in die woestyn was, het Korag moeg geraak vir hierdie werk. Hy wou nie meer by die tabernakel gewerk het nie, so hy begin toe rebelleer teen Moses. Hy kom in opstand teen Moses. Moses sê nee, dis reg. Moses roep die volk bymekaar en hy sê goed, almal wat vir die Here is, kom staan hier by my. En almal wat vir Korag is, gaan staan by Korag. So toe die meerderheid het toe hier by Moses kom staan, maar daar was nog 'n groep gewees wat by Korag bly staan het. Numeri 16 vers 32 sê die volgende: En maak die aarde sy mond oop en sluk vir Datan en vir Abiram met hulle gesinne in en ook vir Korag en al die manne by hom saam met hulle besittings. Dit moet 'n prentjie wees hoe die aarde oop gaan en almal van hulle insluk. Dis rof. Maar is dit nie tog interessant dat hierdie psalm geskryf is deur een van die seuns van Korag nie? Dit lyk tog of hulle wel iets geleer het. Iets geleer het by hulle voorgeslagte se foute, die foute wat hulle voorouers gemaak het. Dit lyk tog of hulle geleer het dat hulle het 'n verantwoordelikheid wat hulle moet nakom as dit kom by die tempel en dit kom by die tabernakel. So wat het hulle gedoen? Wat was die Koragiete se verantwoordelikheid gewees? Nou die seuns van Korag, hulle was soos ons
sanggroep, hulle was die aanbiddingsspan gewees. Hulle het die volk gelei in lofprysing en musiek. Dit was hulle werk gewees. Hulle was ook wagte by die deure gewees van die tempel, so hulle het gekyk dat alles ordelik verloop binne in die tempel. Die wat mag ingaan, het ingegaan, die wat uitgaan, of nie mag ingekom het nie, mag nie ingegaan het nie. So dan sien ons ook, het hulle liedjies geskryf. Hulle het 11 van die psalms is deur die seuns van Korag geskryf. En Psalm 84 is een van hierdie liedere wat hulle geskryf het. Ons sien daar staan, geskryf vir die koorleier met musiek, daar in vers 1. Vir die koorleier met musiek. So dit beteken, dit is geskryf juis om saam met 'n instrument of instrumente gespeel te word. Nou die instrumente wat hulle gebruik het, was gewoonlik die harp of die lier gewees. Nou die harp was vir spesifieke liedere gebruik. Dit was die gebruik gewees dat liedjies wat 'n bietjie vrolik was, liedjies wat vreugde ingehaat het, blydskap ingehaat het, daarvoor het hulle die harp gebruik. Nou ons het die laaste keer wat ek gepreek het gehoor dat Saul het hierdie mood swings gehad en wat het toe gebeur? Dawid moes vir hom die harp kom speel en die harp het vir hom hierdie vreugde gegee. Die harp het vir hom hierdie vrede gegee. So ons weet die harp was gebruik vir liedere wat vreugdevol was en vol blydskap. En dan bly ons 'n bietjie verder in die boek Psalms. Dan sien ons 'n Psalm soos Psalm 137. Nou Psalm 137 is 'n baie bekende liedjie nou. Julle gaan hoor as ons so begin speel, maar ons sien dit was 'n moeilike tyd gewees vir die volk, in die geskiedenis van die volk. Die stad is verwoes en hulle is besig om weg te gaan na Babylon toe in ballingskap. Ons sien die stadsmure is afgebreek, Jerusalem is verwoes en terwyl hulle op pad is hierdie lied geskryf. Psalm 137 vers 1 tot 6. Hoor 'n bietjie of julle kan hoor watter een is dit. By die riviere van Babylon, daar het ons gesit en ons trane het gevloei as ons aan Sion dink. By the rivers of Babylon. Daar julle nou, luister mooi. Aan die wingerdbome in daardie land het ons lier opgehang. Toe die wat vir ons gevange weggevoer het, ons gevra het om 'n lied te sing. Toe die wat vir ons leed aangedoen het, van ons vrolikheid wou hê. Sing vir ons 'n lied oor Sion. Nou hoe kan ons die lied van die Here sing in 'n vreemde land? As ek jou sou vergeet, Jerusalem, mag my regterhand dan verlam raak. Mag my tong aan my verhemelte vaskleef as ek aan jou nie dink nie. As Jerusalem nie my grootste vreugde bly nie. Kan julle hierdie prentjie sien? Jerusalem is verwoes. Ek sien die prentjie van 'n stad, so pynhoop, oral is daar sulke wolke vuur wat so in die lug opgaan. En hier is hulle op pad na Babylon, en hier vra hierdie mense vir hulle, hoorie, sing 'n bietjie vir ons 'n lied. Sing vir ons 'n lied wat julle daar in Sion gesing het. En hierdie mense sê, nee, ons kan nie. Ons kan nie van vreugde sing, as ons nie vreugde in ons lewe het nie. En is hier waar hulle toe die harp en die lier aan die wilgerbome gaan ophang het. Psalm 84, aan die ander kant, is 'n lied van vreugde. Dit is 'n lied wat juis met die harp en die lier gespeel moet word. Dit is hierdie oomblik, hierdie tyd van vreugde, hierdie tyd van blydskap wat vasgevang word. So die skrywer sê, hierdie lied moet so geskryf, hierdie lied moet met die harp en met die lier gedoen word. Hy kies die harp, want hierdie skrywer kies vreugde. Kom ons kyk wat sê Psalm 84 vers 11. Waarlik, een dag in die tempel is beter as duisende daar buite. Een dag in die kerk is beter as duisende daar buite. Hy sê, ek staan liewers by die drempel van die huis van my God, as om te woon in die huis sonder God. So ja, ons het vandag 'n keuse wat ons moet maak. Wat kies jy? Wil jy vreugde en blydskap in jou lewe beleef? Jy kan. Die vreugde en die blydskap wat ons by Jesus kry, is 'n vreugde en 'n blydskap wat nie stilgemaak kan word nie. Die vreugde en die blydskap wat van Jesus afkom, is 'n vreugde en 'n blydskap wat aansteeklik is een wat gedeel moet word. Maar dit bly nog steeds 'n keuse. Dit bly nog steeds 'n keuse wat elkeen van ons moet maak. Dit was Jesus wat self gesê het voor sy kruisiging, het hy gesê, sodat my blydskap
in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dis Jesus wat vir ons volkome blydskap kan gee. Dis net Jesus wat vir ons hierdie vreugde kan gee. So ja, wat kies jy vandag? Gaan jy 'n vreugde kies wat nie stilgemaak kan word nie? Gaan jy 'n vreugde kies wat aansteeklik is en wat gedeel moet word? Of sit jy vandag hier en gaan jy jou harp vat en gaan jou hom aan die wilgerboom ophang? Of kies jy vandag om daai harp te vat en daai harp te speel waar daai snare sommer so klap? Wanneer jy daardie vreugde gaan vasvang, wanneer jy hierdie oomblik gaan vasvang wat jy nou beleef, wanneer jy besef dat hier waar jy sit, is dit 'n voorreg. Hier waar jy sit, beleef jy vreugde. As jy hierdie kan vasvang, dan gaan dit jou hele lewe verander. Dan gaan jy 'n vreugde kry wat nie stilgemaak gaan word nie. Dan gaan jy 'n vreugde hier binne in jou wat jy wil gaan deel en wat aansteeklik gaan wees. As jy hierdie oomblik kan vasvang. As jy vandag kies om te sê, Here, ek kies die vreugde en die blydskap wat ek by U kry, gaan dit nie net vandag verander nie, maar dit gaan die res van jou lewe verander. So wat kies jy? Is jy opgewonde? Gaan jy jou harp afhaal? Of gaan jy maar dit soos 'n gewone Sondag maak? Ek het my harp afgehaal toe ek in die kerk gesit het, maar ek hang hom hier by die deur op as ek hier uitloop. So wat kies jy vandag? Ek gaan vir jou 'n oomblik gee. Dink 'n bietjie aan vreugde. Dink aan blydskap. Dink aan dit wat jy in jou lewe beleef. As jy vandag daai harp moet afhaal, haal hom af en begin om te speel. Net soos wat jy hom kan speel. Neem hierdie oomblik in. Ek lees weer vers 11. Waarlik, een dag in die tempel is beter as 1000 daar buite. Ek staan liewers by die drempel van die huis van my God, as om te woon in huise sonder God. Gee 'n oomblik vir stil gebed. Here, hierdie wêreld met al sy dinge kom. Dit kom steel ons vreugde. Dit kom steel ons blydskap. En nie net ons nie. Nie net myne nie, maar die persoon langs my. Die persoon wat nie vandag hier is nie. Die een by wie ons verbyloop in die winkels. Here, maar ons wil hierdie oomblik vasvang. Hierdie wonderlike oomblik. Om te dink dat voëls maak neste hier by die kerk. Here, ons lees hoe die mossies en die swaalkies hulle neste gemaak het in die tempelarea en hoe hulle die hele tyd naby aan die teenwoordigheid was. Here, ons sien hoe die mense gesmag het daarna om in die tempel in te gaan, om die naam groot te maak en te loof en te prys. Here, ons wil hierdie oomblikke vasvang vandag. Hierdie oomblikke van vreugde en blydskap, dat ons hier kan sit in die kerk, in die teenwoordigheid kan wees, Here. Dat ons hier kan lag, dat ons hier kan sing. Here, ons wil hierdie oomblikke koester, ons wil dit in 'n bottel bære, maar nie vir onsself hou nie, Here. Ons wil juis dit wat ons hier beleef, uitvat in die wêreld daar buite in. Here, ons vreugde en ons blydskap moet die wees wat nie stil gemaak kan word nie. Here, ons vreugde en ons blydskap
moet aansteeklik wees, en daarom moet ons dit gaan deel in die wêreld hier buite. En daarom kies ons vandag, Here, dat ons soek U vreugde en U blydskap. Nie aardse vreugde en aardse blydskap nie, maar U vreugde en U blydskap. Here, ons wil ons harpe afval, en ons wil dit begin speel. Want die lewe is 'n lied. En wanneer ons by U is dit 'n lied vol blydskap en vol vreugde. Dankie Vader. Amen.